Lydenstyd is 'n stadiger geestelike tyd. 'n Seisoen waarin ek en jy asemhaal en weer onthou. 40 dae waarin ons doelbewus terugstap, nie net om die pad van Christus na die kruis te verstaan nie, maar ook ons eie pad eerlik te ondersoek. Ons wêreld jaag vorentoe, ek en jy weet dit, nuwe planne, nuwe doelwitte, nuwe uitdagings, maar Lydenstyd nooi ons om eers stil te word, om te kyk, om te onthou, om weer te sien wat het God gekos het om ons vas te hou. En dan eerlik te vra, waar het ek dalk afgedwaal? Die roepstem van Lydenstyd is eenvoudig, keer terug na my toe, sê die Here. Psalm 51 bid, skep in my 'n rein hart, o God, en Joël 2 pleit, bekeer julle tot my met julle hele hart. Dis nie 'n donker tyd sonder lig nie, dis 'n tyd waarin die lig juis die helderste skyn teen die agtergrond van jou en my gebrokenheid. 'n Tyd waarin ons besef, hoop groei nie uit gemakheid nie, dit groei uit genade. En genade word dieper wanneer ons dit nodig het. En juist daarom kyk ons terug, nie om vas te steek in skuld nie, maar om weer by God uit te kom. Lydenstyd is 'n reis vir jou en my, 'n reis van terugkeer en van vorentoe leef. Elke jaar begin met planne en drome. Januarie het jy vars moed, maar Lydenstyd wil ons herinner dat ware hoop lê nie in ons eie voornemens nie, dit lê in God se barmhartigheid. 1 Petrus 1 vers 13 sê, vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Vestig julle hoop, dit vra 'n vaste besluit, 'n fokus, 'n anker. Nie vestig julle vertroue in jouself nie, maar in genade. Die Hervormde Kerk se webwerf stel dit so mooi, omdat ons lewe tussen dit wat God reeds in Christus gedoen het, en dit wat God ook in die toekoms nog in hom sal doen, kan ons in die hede uit daardie hoop leef. Omdat ons geanker is in hom, wat is, wat was en wat weer sal kom, kan ons elke dag met hoop lewe. Om daar te leef, moet ons soms eers terugkeer en terugkyk. Die verlore seun van Lukas 15, hy moes eers tot homself kom, hy moes eers opstaan, hy moes eers teruggaan en toe het die barmhartigheid hom tegemoet gehardloop. Lydenstyd help ons om terug te kyk na die kruis, na die dierprys van verlossing. Petrus herinner jou en my, ons is nie losgekoop met silwer of goud nie, maar met die kosbare bloed van Jesus Christus. Dis nie 'n boodskap van veroordeling nie, maar is 'n boodskap van bevryding. So Sagaria die vredeskoning op 'n donkie sien kom met nederig, anders as wat die wêreld verwag het, so kom God na jou en my toe, nie met veroordeling nie, maar met genade. Selfs Jesus se versoekings in die woestyn in Lukas 4 wys. Hy kies die gehoorsaamheid waar ons dikwels struikel. Hy bly getrou waar ons soms afdwaal en daarom kan ons terugkeer. Lydenstyd leer ons om stadiger te stap, om eerlik terug te kyk, om te bely, om genade te ontvang en dan om met vaste hoop vorentoe te leef. Nie oppervlakkige optimisme nie, maar 'n hoop geanker in 'n barmhartige Vader wat gebou is op 'n gekruisigde en opgestaane Here. Mag jy hierdie Lydenstyd terugkyk en terugkeer sodat jy met moed vorentoe kan leef. Alles in hoop, alles in liefde en alles in genade. Kom ons bid saam. Here, ons keer vandag terug na U toe. Skep in ons 'n rein hart. Leer ons om eerlik te bely en vrymoedig genade te ontvang van U af, Here, die bron daarvan. Anker ons hoop nie in onsself nie, maar in Christus alleen, in liefde alleen, in genade alleen en in sy hoop alleen. En gee ons moed om van hier af, van vandag af, van hierdie oomblik af, nuut en ligter vorentoe te leef, tot U eer. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. En dit is regtig my wens en gebed dat jy God se liefde, God se hoop, God se genade in hierdie lydenstyd sal ervaar. En dat jy dit met een persoon sal deel. En dat ons so die wêreld sal aanraak deur hierdie Paasgebeure wat ek en jy op pad is na toe. Tot volgende keer. Totsiens.